Goeiemiddag broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Hoop het 'n wonderlike sondagmiddag. En ja, ek wil vanmiddag graag met u praat oor die 7 keer dat Petrus gevra het, hoeveel keer moet ek my broer wat teen my gesondig het vergewe, 7 keer, en die Here het vir hom gesê, nee, 70 maal 7 keer. Die hele gedagte gaan om, daai tyd het die Jode geglo dat jy net iemand 2 keer kan vergewe. En dis kom Petrus toe by die Here gekom het en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer wat teen my sondig vergewe? 7 maal, en die Here sê vir hom, nee, 70 maal 7 keer. Dis Matteus 18:21. En Matteus 14:15 sê die Here daar, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal die hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En my broers en susters, hierdie vergifnis moet uit 'n mens hart uitkom. Dit is so maklik om iemand te sê, ek vergewe jou met jou mond. Want die woord sê ook dat ons aanbid die Here met ons lippe, maar ons hart is bitter ver van hom af. En dit is omdat dit so belangrik is, as jy iemand vryspreek, as jy iemand iets teen jou gedoen het, en so 'n persoon vry te spreek, dat jy dit werklik waar uit die hart uit doen, dat jy dit bedoel, dat jy nie net dit sê om te sê, wel, ek vergewe jou nie, my broer, dit moet uit jou hart uitkom. En dit bedoel ek nie, want ek dink 7 maal 70 kom op 490 as ek reg is. Dit sê die Here ook nie, dat jy moet presies tel. 490 keer het ek my broer op hierdie dag nou vergewe nie. Want God tel nie elke skoot as ons iets verkeerd doen. En dan tik jy af 1, 2, 3. Nee, my broers en susters. Dis nie wat die Here daar bedoel het nie. Wat die Here vir ons wil sê is, vergifnis beteken dat ons, nie dat ons sondes goed praat, maar dat ons eerder as ons broers en susters vryspreek, as wat ons iets teen hulle hou. Ons moet nie onsself blind staar teen die 7 maal 70 nie. Ons moet eerder iemand uit ons hart uit vryspreek, sodat ons werklik waar vrygemaak kan wees. Hy sê hierso 'n gelykenis van die onbarmhartige slaaf, Matteus 18:23 tot 35, is waar die koning hierdie man dienaar inkry, en ek het so 'n bietjie nageslaan in goeters, want hy sê hy het vir hom 10.000 talente geskuld, en die man kon nie betaal het nie, en die koning sê, verkoop hom met sy vrou en sy kinders en al sy besittings, sodat sy skuld gedelg gaan word. En as jy daai 10.000 talente gaan kyk, dan is dit in goud. En as jy nou die gewig en alles gaan uitwerk, wat dit in vandag se geldwaarde is, wat daai man, daai koning geskuld het, is dit iets so 680 miljard rand, wat daai man die koning geskuld het, en die man het voor die koning neergeval, en die koning gesoebat en gesmeek, en gesê, asseblief, wees my genadig, geef my net tyd, ek sal die skuld aan nie terugbetaal. En die koning was werklik waar aangeraak deur hierdie man, wat hier voor hom lê, en vir hom soebat en smeek en sê, wees my net genadig, ek sal my skuld terugbetaal. En die koning het sy skuld kwytgeskel, jy skuld my niks, hy gaan. Weet jy, dit laat ons ook dink aan die Here, want hoeveel sonde het ons gehad voor ons kinders van die Here was. En toe ons die Here Jesus Christus aanvaar het as God en koning, het die Here ons vrygemaak van al ons sondes, dat daar nie een sonde oorbly in ons nie. Want dis die liefde van die Here, en ek dink dis wat die gelykenis nou hier uitkom van die goedhartige koning, wat dit wat jy my skuld, skryf ek af. My kind, jy het nie meer sondes nie. Jou sondes in die diepste dele van die see gegooi, en ek dink nooit weer daaraan nie. Dan gaan hier dieselfde dienaar wat nou vrygespreek is deur die koning,
En hy kom uit die paleis uit en hy loop iemand raak wat hom ook, hulle sê 100 daglone. So as jy dit ook vergelyk so plus of minus met 'n minimumloon, dink ek van ek dink ek het op R300 uitgewerk, dan kom dit jou so ongeveer R30.000 uit. Jy moet nou mooi luister, hy het die koning R680 miljard geskuld. Jy kry nou iemand wat op geld skuld R30.000 en hy gryp hierdie ou in sy keel en hy wurg hom en hy soek sy geld. En die man val op voor hom neer en sê, wees my genadig, gee my net tyd en ek sal dit vir u terugbetaal. En hy wil dit nie aanvaar nie, hy het die man gevat en tronk toe gevat. Hy moet boet vir die R30.000 wat hy hom skuld. Maar hy vergeet, hy is nou net tans van R680 miljard vrygespreek. My broers en susters, so dis waar ek dink hierdie inkom van 7x70. Ons dink as ons iemand 7 keer vergewe het, dan is dit fyn. Maar daai selfde persoon vergewe ons miskien 70x7 keer, 490 keer. Onwetend. Want hierdie man het is hy nou net vrygestel. Jy skuld en niks nie, gaan in vrede. En hier kry iemand wat vir hom R30.000 skuld. En hy gryp hom aan die keel, hy wurg hom. En hy wil die geld uit hom uitskit, want jy skuld met die geld. En hy werk in die tronk, en die mededienaars wat dit daar gestaan en aanskou het, en die koning toe teruggegaan en gesê, jy sal nie glo wat het nou gebeur, die man wat vir jy daai R680 miljard skuld, wat hy vrygespreek het die buitekant 'n man wat hom R30.000 skuld, aan sy keel gegryp, die geld wil uit hom uitskit, alles van hom wil verkoop het, en het hom in die tronk laat werp, en die koning laat roep, daai man terug, en hy sê, hy het hom onder die pyniges ingestuur, so dat hy sal betaal, dit wat hy die koning skuld. So my broers en susters, ja, kom ons probeer nie om dinge goed te praat wat nie is nie, en dan eerder naby by die Here te bly, en vergewe mekaar die skulde, weet, as iemand vir jou werklik waar iets skuld, vergewe dit net, vergeet dit. Ek dink ek het geleer in my jongere dae toe ek kind van die Here geword het, of die Here my siel gered het, dat as jy jou broer iets leen, of iets gee, moet dit nie terugverwag nie. As hy dit vir jou teruggee, prys die Here. Maar as jy nie, seën hom, laat die Here hom seën daarmee, en God seën jou inteendeel met meer. Dit is hoe seëninge werk. As jy gee, dan gee God vir jou terug. Moet nie altyd alles terug verwag nie, want ek meen, dit is waar die, nie net 7 keer, maar 70x7 keer. Dis waar dit van krag kom, dan kom ons in die heerlikheid van die Here uit. Hoe lief het God my werklik waar. Laat die Here nooit aan alles dink, wat hy vir my gedoen het nie. Dit is, onthou hoeveel keer Jesus vir u en vir my vergewe het. Bid vir die persoon wat jou seer gemaak het. Kies om bitterheid los te laat, selfs al neem dit geneesende tyd. Baie maal is 'n mens bitter, baie maal is 'n mens seer gemaak, en die bitterheid wat in jou lewe agtergebly het, van die seermaak wat plaasgevind het in jou lewe. Weet jy wat, ons moet daai bitterheid vir die Here gee, sodat die Here vir ons kan seën. Want bitterheid maak soos daai man wat deur die koning vrygespreek was, deur al daai geld wat hy geskuld het. En hy kom buite toe en jy sien net daai bietjie wat die ander persoon jou skuld. En die bitterheid in jou maak jou woedend, maak jou laat jy nie regtig meer wil nie, en jy gryp die persoon en laat hom in die tronk werp omdat jy bitter is. Nou sê die woord, die Here, gee die bitterheid van my, laat ek vir jou die vrede in jou hart kan gee. Weet jy, laat daar genesing in jou lewe kan plaasvind, want solank bitterheid in jou lewe is, sal jy nooit genesing kan ontvang, my broers en susters. Jy sal nooit uit daai binding van die vyand uitkom nie. Ons moet uitkom daar en die Heilige Gees toelaat.
om sy liefde en genade in ons lewens te laat lewe, sodat as jy 'n woord spreek, laat dit werklik waar uit die hart uitkom. My broer, my suster, ek vergewe u uit my hart uit. Nie net lippetaal nie, maar uit jou hart uit. Weet jy, dan gee jy nie meer om, is dit 7 maal 70 nie, of is dit 1 miljoen maal nie. Maar ek vergewe jou uit my hart uit, want God vergewe my en dink nooit aan my sondes nie. Dit gaan nie net oor jou sondes nie. Daar is soveel dinge wat 'n mens doen in jou lewe wat jy ongehoorsaam is teenoor die Here, maar God vergewe jou. God vergewe jou onwetend dat jy dit weet. Vergewe God jou en God hou nie boek vir dit wat jy verkeerd doen in jou lewe nie. God vergewe jou met die liefde, want hy het sy seun Jesus Christus gestuur om u en van my op die kruis te sterf. My broers en susters, het al ooit gedink, wat was daai prys gewees om op daai kruis te hang? Daar is die geld wat u siel en u gees en jou u ewige lewe kan betaal nie. Daar is nie geld wat ons eendag in die hemel kan inbring nie. Daar is nie. Dit maak nie saak hoeveel biljoene jy het nie. Daar is nie 'n prys wat jy kan betaal nie. Jesus Christus het die volmaakte prys op die kruis betaal. Dit was die prys. En die Here herinner ons nie elke dag aan die prys en die pyn en lyding wat hy deurgegaan het nie. Nee, die Here herinner ons aan die liefde van God. Hy het dit gedoen uit liefde uit, sodat u en ek eendag voor God kan staan en sê, dankie Here. Dankie my God, dat ek my broers en my susters wat my miskien seer gemaak het langs die pad, kan vergewe. Uit my hart uit kan vergewe, dit nooit jy eens dink nie, nooit jy eens in my gedagtes opkom nie, in my hart opkom nie, want ek het al uit my hart uit vergewe. Dan staan die hemelse poorte vir ons oop, my broers en susters, as ons so kan vergewe, soos wat God ons wil vergewe. Want God vergewe jou en hy dink nie meer daaraan nie. Weet wat bedoel jy? Net wat ek sê, my broers en susters, daar is nie een mens op hierdie wêreld wat nie sondig nie. Nie een nie. Dit was net Jesus Christus, die enigste persoon. Ons kan onwetend iets dink of iets doen. Ek dink vandag in Checkers, die trolley wat ek gehad het die hele tyd een kant toe geloop, en ek het vir Nathan dragtig die trolley voorgevat, want ek het gevoel, hierdie trolley gaan my van my kop afval. En as ek hom voorvat, dan loop hy reguit, maar as ek hom agtervat, wil hy net een kant toe. En dis baie maal in ons lewens. Plek laat ons op die reguit pad bly, wil ons net een kant toe, na die wêreld toe, want dit lyk so aanloklik daar. Maar op die reguit pad, saam met die Here, dis waar ons hoort, my broers en susters. Daar wat nie getel word wat jy doen en wat jy gee nie. Maar die liefde wat in jou hart is. En moet jy sê, Here, dankie. Dankie my God, laat u nie tel hoeveel dinge ek op 'n dag verkeerd doen nie. Maar vanaand as ek kan bely uit my hart en sê, Here, sorry. Ek weet nie wat ek alles vandag gedoen het. Ek meen net hierdie rukkie en Checkers. Moet ek vir die Here sê, vergewe my Vader. Dat ek my geduld op hy trolley net verloor het, want hy wil net een kant toe. En hoeveel te meer die Here wat vir ons die pad baan. Hier is die reguit pad, die no and narrow way. Hier is hy my kind. Maar nee, ons wil eerder trek, in die wêreld intrek. Ons wil eerder, as my broer my iets skuld om in sy keel gryp om verwrig, en ek sê, ek skuld my geld uit jou uit, of ek skuld dit wat jy my skuld uit jou uit, ek sal jou, en dan kom die Here met sy liefde, en hy vergewe alles. Daai 680 miljard rand, wat daai diensknegt die koning geskuld het, vergewe, gaan, jy skuld my dit nie meer nie. En dan kom jy buitekant en dan sien jy die man wat vir hom 30.000 skuld en daai massiewe bedrag wat hy nou net vrygestel is van. En dan kom hy en dan wil hy nou hierdie man, dan wil ek en u, ons broer en ons suster, net seer maak.
My broers en susters, kom ons vergewe. Kom ons vergeet van die 7x70. Kom ons vergeet dit. Kom ons kom by die Here uit. My broers en susters, ek dink dis wat die Here vir ons hier wil sê. Kom ons kom by die Here uit, dan gaan dit nie saak maak hoeveel maal ek my broer vergewe wat hy in 'n dag teen my sondig nie. Hoeveel keer hy in 'n dag my seer maak nie. Hoeveel hy my verneder in 'n dag nie. Dit maak nie saak nie. Ek vergewe hom in die liefde van God. Dis wat saak maak. Dan sal jy nie meer bekommerd wees van hoeveel keer het ek jou nou al vergewe nie? Hoeveel keer moet ek jou vryspreek? Hoeveel keer moet ek jou waarsku? Vergewe net. Vergewe en vergeet. En laat die Here, die Heilige Gees toelaat in ons harte. Laat ons dit met liefde kan bely teenoor ons broers en susters en sê, weet jy wat? Ek vergewe jou in die naam van Jesus Christus. Want weet jy, die Here dink nie eens meer daaraan nie. En dis wat die Here so lieflik maak. En ek dink, dis hoekom nie geld is, om die gevoel van Christus, die Heilige Gees in jou lewe, te kan betaal nie, of te kan koop nie. Want dis net 'n gevoel van, maar is net niks, soos die Here nie. Maar is dit niemand en niks in hierdie hele wêreld vir die prys kom betaal soos wat Jesus dit betaal het nie. En die Here het presies geweet wat se prys hy moes deurgegaan het. En my broers en susters, daai prys wat hy op die kruis betaal het vir u en vir my, waar hy vir ons vrygespreek het en gesê het, Vader, dis volbring. Ek het die volmaakte prys betaal. Vir elke een van u, van my, ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders. Vir ieder en elke is die prys betaal. Kom ons aanvaar dit in die liefde van die Here. Kom ons gee ons lewens vir God. En dan besef 'n mens wat dit is werklik waar om net te kan sit. Maar ek nou hier vanmiddag voor u kan sit om vir u te sê, dis die moeite werd om die Here te dien. Dis die moeite werd. Daar is niks lekkerder in die lewe as om die Here te dien nie. Daar is niks lekkerder in die lewe as om die woord van God te verkondig nie. Om te kan sê, weet jy hoe lief het die Here jou? As ons net vir een oomblik kan besef, net een oomblik ons ook in toemaak en voel die gevoel in jou binneste. Stem die Here, stem die Gees vanmiddag saam met dit wat ek vir u sê. Stem die Gees saam vanmiddag dat daar's 'n verlange binne my om te sê, Here, ek vergewe elke een wat iets teen my het. Ek spreek hulle vry in die naam van Jesus Christus. In die liefde van die Lam. Ek spreek hulle vry, Here. En weet jy wat, my broers en susters? Dis wat die woord sê wat ons net gelees het. En God maak jou vry, soos wat jy vry gespreek het. Dan is jy vry. Dan plaas 7x70 jou nie meer nie. Want ons moet lewe vir die Here. Is my lewe met God reg? Dis wat belangrik is, my broers en susters. Is ons lewens met God reg? Mag die Here Jesus Christus jou die genade gee om te vergewe, soos hy jou in Christus vergewe het. Halleluja. Mag die Here Jesus jou vergewe. Mag u en ek werklik waar kinders van God wees. Mag ons kind van die heerlikheid van God. Mag ons werklik waar net almal vryspreek wat iets teen het. Daar's baie mense wat 'n mens seermaak langs die pad. Maar om dan te sê, Here, ek vergewe hulle. Ek vergewe hulle. Jesus hang op die kruis en sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan kom hy en sê, dis volbring, Vader. Dis volbring. Amen.
Halleluja, broers en susters, kom ons bid net gou saam. Hemelse Vader, wat 'n goddelike voorreg is dit in hierdie middaguur, net om te weet, my God, U het die volmaakte prys ons betaal. Ons het nie nodig om te tel hoeveel maal ons vergewe nie, want Here, U sê die volmaakte prys is op die kruis betaal, en soos wat ons vergewe U ons, en Here, ons is dankbaar vandag. Ek bid werklik waar, Here, laat U mense sal losmaak in die naam van Jesus Christus. Halleluja, Here, mag dit so wees. Broers en susters, ek seën in die naam van Jesus Christus. Mag jy werklik waar na die woord dink in die hart, en dit in die hart hou, en weet hoe lief het God ons. En vergewe hulle wat iets teen U het. My naam is Ben Arnold, Huis van Gebed, my telefoonnommer is 078-305-7960. Ons is ook beskikbaar vir bedieninge, en mag die Here vir u seën, mag jy 'n wonderlike week hê in Jesus naam. Amen en amen en amen.